wanneer die Here by jou stil staan en vir jou aanraak, is daar 'n verandering. Amen. Prys die Here. Groet elkeen in die naam van Jesus Christus. Amen. Mag die Here elkeen seën in hierdie dag. Mag hierdie diens vir die vreugde en blydskap gee. Mag God se genade en liefde elkeen toeval. Glory to God. Sê welkom aan elkeen wat hier is. Nie nou wat hier is. Lord is bly as mense wat verlang. Amen. Glory. God is good. Amen. Devil is a very bad devil. Yes, amen. Terwyl ons staan ons Deuteronomium 6 lees, dan van die 3de versie af, groot gebod van die Here. Op teenoor Deuteronomium die 6de hoofstuk. Van die 3de versie. As jy hoor dat Israel, en onthou dit sorgvuldig, dat dit met jou goed kan gaan, en dat Here baie kan vermeerdervuldig, soos die Here die God van jou vaders jou beloof het, 'n land wat oorloop van melk en honing. Hoor Israel, die Here ons God is die enige Here. Amen. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en uit jou hele krag. Amen. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. Amen. En jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit en as jy op pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan. Amen. Net tot sover. Kom ons sit neer. Die woord van die Here sê, ek en jy moet sorgvuldig onthou die woord van die Here. En as ek en jy nie vanmôre die woord van die Here sorgvuldig onthou nie, het ons 'n probleem. Ja. En gaan ons 'n probleem kry. As ons kyk, dat die koms van die Here is baie naby. Ag, en die mense sê, man, julle ouens spreek dit al van 1933, sê, nee, Jesus, toe hy opgevaar het, toe sy disippels begin te preek, bekeer julle, Jesus kom weer. Hy gaan weer kom. Maar die tyd wat ons nou in lewe, is net ontsettend baie nader, as daardie tyd gewees. Die tyd wat ons in lewe, is 'n tyd waar benoudheid gaan kom oor die aarde en waar mense gaan wegdwaal van God af. En hulle dwaal reeds weg van die Here af. En mense raak gemaksigtig in die lewe. Hulle besef nie wat gebeur in hierdie wêreld nie. As die mens al die onheil doen wat in die wêreld is, dan word hulle vereer. Dan gaan staan mense doodstil. En hulle gaan te kere oor iemand wat God nie dien. Of gedien het in gees en in waarheid. Maar die koning van die konings en die Here van die heres raak die mense nie in ekstase nie. Die een wat met die waarheid kom, word verwerp. Vertel vanmôre die mense die waarheid en hulle glo jou glad nie. Help mense reg en hulle word vir jou kwaad. Weet jy dit? En hulle lyk soos opgeblaaste rolpaddas. Maar vertel vir hulle 'n leuen en hulle glo jou. En hulle hang aan jou lippe. En dan hang jou lip so lank. En jy kry so lang lip.
Mag God my genadig wees dat ek nie lang lip kry. Moet nooit aan my lippe hang nie. Ek wil nie iemand met my lippe hang. Mag God my genadig wees dat ek die waarheid sal gee. Amen. Of jy nou daarvan hou vanmôre of nie. Ek gaan nie verskoning vra nie. Ja. Vir God se woord. Ja. Ek vra nie verskoning nie. Want dis die woord van die Here. Daai woord is vir my gegee. Maar weet jy, is vir jou ook gegee. Amen. Die woord van die Here sê, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. En omdat julle die kennis verwerp het, sal ek julle verwerp. God wil nie hê ek en jy moet sy woord verwerp, wegstoot uit ons lewens. Somstyds is dit seer. Somstyds is dit glory, hallelujah. Somstyds voel jy down the dumps. Somstyds voel jy jy's daar bo kan die wolke, jy sweef. Maar weet een ding vanmôre, Jerusalem is my home. Amen. Die hemelse Jerusalem. As ons vanmôre nog dink aan pragtige wonings wat ons in gaan bly, aan alle luxuries, en jy skop jou skoene uit en jy lê daar op jou 7de ruggraat. En vanmôre is die kind van God. Word wakker. Die koms van die Here is naby. Ek wil saam met lees Lukas die 12de hoofstuk vanaf vers 35. Lukas 12 vanaf vers 35. Lees in die 1933 vertaling, 53. Presies dieselfde woorde wat daar geskrywe is. Die een is net die naslaan, maar die ander is nie naslaan nie. As jy 'n nuwe internasionale versie het, stoot hom op sy. Amen. Ek praat onder correctie, ek dink dat soos 63.000 woorde. Hoor jy wat ek sê? Uitgehaal en dinge is verander. En mense aanvaar die dinge in die lewe net soos dit kom. Ja, dis waar. Prys die Here. Lukas 12:24 12 vanaf vers 35 sê: Laat julle heupe om God wees en julle lampe aan die brand. En julle moet wees soos mense wat op hulle Heer wag wanneer hy van die bruilof terugkom, sodat hulle dadelik vir hom kan oopmaak as hy kom en aanklop. Gelukkig is daar die diensknegte vir wie die Heer wakker sal vind. As hy kom, voorwaar, ek sê vir julle, hy sal hulle omgord en hulle aan tafel laat gaan en hulle kom bedien. En as hy in die 2de of in die 3de nagwaak kom en hy dit so vind, gelukkig is daar die diensknegte. Maar weet dit, as die huisheer geweet het in watter uur die dief sou kom, sou hy gewaak het en nie in sy huis laat inbreek het nie. Julle moet dan ook gereed wees, omdat die seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. Ek wil vanmôre hierdie boodskap titel deur die genade van die Here as ek dit mag doen. Onverwagte uur. Die onverwagte uur.
Die Here kom en hy sê vir hulle, laat julle heupe om God wees. En julle lampe aan die brand. Om jou heupe om God te wees, beteken dat jy in gereedheid moet wees. Dat jy bekleed moet wees. Dat jy om God sal wees en sal vasstaan vir God se waarheid van sy woord. Want baie mense gaan jou probeer verlei. Amen. Probeer om jou ander insigte te wil gee in die woord van die Here. Om vir jou te sê, ag man, moenie worry nie, jy moet net watch. Ja, dis waar. Jy kan maar op worry en jy kan maar watch. Watch, you're going to miss heaven. Ja. As jy op jou lauwere rus, vergeet die stelling van once saved, always saved. Daar is nie so 'n stelling nie. Dit is 'n stelling, 'n mensgemaakte ding, om jou gerus te laat stel. Die woord van die Here Jesus waarsku, en hy sê, weet wat is mense bekommerd oor deesdae? Net oor die tydelike dinge in die lewe. Wat ek gaan eet en wat ek gaan aantrek, wat ek gaan ry, wat ek gaan, wie ek almal kan entertain. Dis nie waaroor die lewe gaan nie. Yes, amen. Vanmôre gaan die lewe oor om jou te omgord en in gereedheid te wees vir God se waarheid. Dat jou lamp aan die brand moet wees. Weet jy hoeveel kinders van die Here se lampe het dood gegaan? Dit brand nie eens meer nie. Party mense maak of hulle aan die brand is, maar daar's geen vlam nie. Daar's geen vuur nie. 'n prediker het jare terug gesê, hy sê jy probeer dit en jy probeer dat en jy probeer dat. Hy sê niks kom reg nie. Hoekom kom dit nie reg nie? Hy sê want die salwing van God is nie meer op jou nie. Jy het die salwing verloor. Die krag wat God jou gegee het, het jy verloor. Hierdie evangelie is krag. As ek en jy vanmôre, as die woord van die Here vir ons sê, ons lampe moet aan die brand wees. Baie kinders van die Here het lampe. Weet jy, ek het op die plaas groot geword en ons het 'n lamp gehad, ons het kersse ook gehad. En daardie lamp, olielamp wat daar is, as hy brand uit 'n put gehad, en jy hom so gedraai, as hy hoe korter die put raak, draai hom so 'n bietjie uit, laat hy bietjie helder kan brand. En daardie lampolie wat daar in daardie lamp is, daardie vlammetjie trek daardie olie op. En hy brand. Maar daar kom op 'n stadium wat daardie olie klaar raak en daai parafin klaar raak in daardie lampie. En hy trek dit nog uit wat binne in die lamp is. En dan gaan hy dood. En skielik besef jy, ek het nie olie. Want jy het nie voorsiening gemaak vir olie nie. En nou sit jy in die donker. Omrede jy nie gereed was en in gereedheid gekom het en voorsiening gemaak het nie. Baie mense is meer bekommerd oor die voorsienigheid in die tydelike lewe as die voorsienigheid vir God se ewige lewe. Waar ek en jy heen moet gaan. Jou en my lewe draai hom nie om jou en my tydelike sukses in die lewe nie.
hoeveel besittings ek en jy het nie. Dit draai om die ewige lewe, om Jesus Christus, wat jou lief het met die ewige liefde. Wat vir jou en my omgee. Hy wat jou bemoei met jou en my. Hoeveel bemoeienis maak God nie met jou en my nie? Hy gee om vir jou en my. Daarom sê hy, laat jou lamp aan die brand wees. Laat ek en jy in gereedheid sal wees. Dat ons voorsienigheid het vir ons lampe. Wat sê die kinders van die Here? Ag, ek hoef nie so baie te bid nie. Ek hoef net so nou en dan te bid. Jou lampie is hankap besig om dood te gaan. As daar die lampie van jou nie brand wil wees, dan moet jy hom vol olie hou, daai houer. Ja, dis waar. Dan moet ek en jy gedurig deur God begin aan te roep. Moet ons bid. Ja, maar ek het al genoeg gebid. Jy het nog te min gebid. Amen. As jy dink jy het genoeg gebid, dan moet jy nou eers begin te bid. Ja, dis waar. Om te besef, jy het God nodig in jou lewe. En jou eie krag, en my eie krag, kan ons nie staan nie. En ons eie krag gaan ons lampies uit. Ja, dis waar. Maar God wil hê, ek en jy moet besef, in die tyd wat ek en jy lewe, is 'n tyd van boosheid. Waar die vyand sal kom met mooi, soetsappige ou praatjies en jou te streel in die ore en die gehoor. Om vir jou te sê, ag my kind, moenie worry nie, jy is alright. Ja. Die duiwel sê, moenie worry nie my kind, jy is alright. Hoor jy wat ek sê? Ja. En dan dink jy, dis God wat met jou praat. Ja. Dan is dit die duiwel wat met jou praat. Wat die Here sê, om God jou en wandel in hierdie waarheid, staan aan vas. Jou lamp aan die brand, laat dit mag brand. Want ons leen ons ore uit vir ander mense, om te luister wat hulle sê. Moenie worry nie my broer, my suster, jy's alright. Jy's alright, om God se koninkryk te mis, ja. As ek en jy nie in gereedheid is nie. Die dinge wat aan die kom is in hierdie lewe, Ja. gaan baie kinders van die Here laat val, laat struikel. Waar hulle benoud en radeloos gaan rondhardloop. Baie gaan rondhardloop soos 'n hoender met 'n afkop. Ja, gesien 'n hoender met 'n afkop. Ek het dit een keer gedoen. Ek het nooit gedoen by plaas nie. Want eendag in die aand weermag te doen ek het, toe ek geleer, is my oorlede ma nie by my nie. Want sy het altyd gesê, Jantjie, as jy hoender se kop afgekap en jy los hom, dan gaan ek jou slaan. Nou, ek het dit nooit gedoen. Maar toe ek eendag in die weermag is daar by grens, toe kap ek hoender se kop af. Sê my ma is ons nou nie, en ek los daai hoender. En hy hardloop rond, en jy sien bloed spuit. En toe die bloed uitgetyk in die grond is. Toe sê die Here nooit weer. Maar daar kom 'n uur, wanneer daar benoudheid in kinders van die Here se lewens gaan kom, as hulle nie gereed is nie. Ek en jy moet vanmôre ons oë gefestig hê op Jesus. Die volëinder van alle dinge. Dit wat in die wêreld aan die kom is,
Vreeslik gaan dit wees om te val in die hande van 'n lewende God. Vreeslik gaan dit wees. Mense gaan daardie dag roep, Here, wees my genadig. Ons wil ons wag op die laaste oomblikke om dinge in gereedheid te kry. Ja, dit is waar. Verskoon my. Kinders op skool, op die laaste oomblikke wil hulle leer. Ja. Ek was een van hulle gewees. Op die laaste oomblik wil ek leer en kry ek niks in my kop in nie. Jy's verboureerd. Nie waar? Jy's daar. Jy wil alles in jou breinsin kry, maar niks wil ingaan nie. En as jy eksamen moet skryf, en jy kry die uitslae, ag, weet jy wat, die antwoorde is soos patches. Is hier en daar 'n antwoord. Hier is een en ons, daar is een. Dis hoe die antwoorde is. Dus baie keer my antwoordblad gelyk het. Hier en daar 'n antwoord. As ek nie geweet het, ek kom gelos. En ek het kop gekrap. En as ek iets daar geskryf het, ek het klomp nonsens geskryf. Omrede jy nie geleer het dan nie. Ja. Omrede jy jou kant gebring het in die lewe nie. So sal dit wees die dag wanneer Jesus kom en die Here sê, gaan weg, vervloekte, ek ken jou nie. Wie wil daai woorde hoor? Nie een van ons. Niemand wil daardie woorde hoor. Gaan weg, vervloekte, ek ken jou nie. Jou lamp het uitgedoop. Hy sê, as jy geweet het in watter uur die dief sou kom, sou jy gewaak het. As jy geweet het daardie dief kom 3 uur die môre, dan sal jy in gereedheid wees. En jy sal wag met 'n baseballbat. Laat hy sy kop net daar deursteek, dan looi ek vir hom. Dan slaan jy hom terug van waar hy weggekom het. Jy sit dan in gereedheid. Maar die Here sê hy sal kom soos 'n dief in die nag. Hy sê julle moet wees soos diensknegte wat wag op hulle Heer, wat van die bruilof afkom. En wanneer hy klop, dat hulle vir hom kan oopmaak. Hy sê gelukkig is daar die diensknegte wat vir hom oopmaak. En hulle almal is bly, hulle Heer is terug. Hy's veilig terug. En hy sal vir hulle sê, kom sit aan die tafel. Ek sal julle bedien. Hy sê of hy kom, gelukkig is hulle wat sal kom. As hy kom in die 3de of die 4de nagmaal. Wie ons begin baie vaak raak. Dis nou 'n bietjie lank wat mense sê, Jesus gaan kom, wees gereed. En dan begin mense al moer word. En al moer word. Party mense wag dat die Here sy kinders gaan wegneem voor die verdrukking. Kind van God, ek het vir jou ander nuus. Jy gaan deur die verdrukking. Ons gaan deur die verdrukking. You like it, you don't like it. Maar ek weet van vanmorgen een ding. As ek en jy by God inskuil, en ons in gereedheid sal wees, maak nie saak wat sal gebeur nie. En jy volhard tot die einde toe, sal jy gered word. Sal jy die ewige lewe beerwe? Ja, dis waar. Dan gaan tye kom in hierdie lewe, wanneer hulle dinge van jou gaan wegvat. En dan gaan jy sien baie kinders van die Here se gesindheid. Ja, dis waar.
Jy sal vreemde tale oor hulle lippe hoor. Vreemde tale. Wat jy nie gedink daai mense kan praat nie. Nie hemelse taal nie. Ander vreemde tale. Dieselfde taal wat die wêreld gebruik. Dan gaan daar dinge gebeur wat kinders van die Here gaan sê, weet jy wat? Ek mors my tyd om God te dien. Ek sal inval by hierdie ouens. Ek sal doen wat hulle sê. Ja. As jy gaan doen wat hulle sê, gaan jy God se koninkryk mis. Dan gaan 'n uur aanbreek wanneer daar benoudheid gaan kom in die lewe. Wie wat van die woord van die Here sê vir my in Matteus 24. Hy sê daar sal 2 vroue by die meelmaal. Een sal aangeneem en die ander een sal verlaat word. Daar sal 2 op 'n bed lê. Een word aangeneem en die ander word verlaat. Nou hoekom so? Sommige die een die Here dien en die ander God nie dien nie. Wat so lamsakkig is. My vrou dien God. En ek is net so happy-go-lucky, so medium. Die Here sê as ons lou is, spoeg hy jou in my sy mond uit. Of die man is in die brand, maar die vrou is so lou soos nog iets, of so koud soos nog iets. Of die kinders dien die Here in gees en waarheid, maar die pa en die ma wil nie. Daar sal benoudheid kom. Daar gaan 'n uur kom. 'n Onverwagte uur. Wat sal aanbreek in die lewe. Wanneer die blou asier sal skeer en God sy kinders kom haal. Of jy gaan saam, of jy bly. Een van die twee. Daar's nie 'n derde pad nie. Daar's net een van 2 plekke wat die mens die ewigheid kan deurbring. Of die ewige lewe, of die ewige verdoemenis. Die keuse lê nie by my as mens vir 'n volgende ene nie. My keuse is wat ek moet maak. U keuse is wat u moet maak. U kan nie vanmôre vir my besluit of ek vir u kan besluit nie. Elkeen moet vir homself besluit. Is ek waarlik gereed? Is ek in gereedheid? Wanneer Jesus kom, sal ek saamgaan. Sal ek die ewige lewe beerwe? Of gaan ek agterbly? Dan kon ek nie vanmôre eerder gehoor het vir 'n preek hoe geseënd sal ek wees nie. Man, God wil jou seën. Amen. God wil jou, elkeen van ons wat hier is, wil die Here seën. Man, geestelike seëning is van kardinale belang. Laat God jou hart so sal seën. Laat jy kan jubel, daar 'n lied sal wees in jou binneste. Opgewondenheid in jou binneste, om God se naam groot te kan maak, om hom te kan dien in gees en in waarheid. Met jou hele hart, siel en wese. Om hom aan te roep, terwyl daar geleentheid is. Wanneer die uur aangebreek het, die onverwagte uur, is te laat. Om dan te wil sê, Here, vergewe my. In Openbaring sal hy sê, sal die mense uitroep en sê, berge val op ons, heuwels bedek ons, aarde skeer weg onder ons. Daar's baie mense
wat dit gaan uitroep. Baie gaan dit uitroep en dit gaan te laat wees. Vanmôre wil ek u sê, kind van God, kom ons wees in gereedheid. Wanneer die huisheer kom en klop aan die deur, dat sy diensknegte vir hom oopmaak, dat hulle met blydskap daai deur sal oopmaak en sê, my Heer, ek is so bly, U is veilig terug. Dat ek en jy, wanneer die Here kom, dat ons met blydskap sal sê, Here, ek het U verwag. Here, ek is bly jy het gekom. Dat daar 'n opgewondenheid sal wees, maar jou lamp moet aan die brand wees. Jy moet olie in jou lamp hê. Ons sal altyd hê ander moet vir ons bid. Verskoon my. Ons kan nie vir onsself bid. As ons nie vir onsself kan bid nie, is dit tyd dat ons begin te leer om vir onsself te bid. Om God se naam aan te kan roep. Om te sê, Here, ek het U nodig. Here, ek is afhanklik van U. As U geweet het, watter uur die dief sou kom, in jou huis in te breek, sou jy gewag het vir hom. Sou jy gewaak het. God wil hê, ek en jy moet waak. Ek en jy moet waak teen 'n gerusheid. Baie mense raak so gerus, is dit nie waar nie. Dat die vyand inbraak maak in jou lewe. Deur mense. Ja, dit is so. En jy kom dit eers agter. Dat die vyand kom soos 'n engel van die lig. Ja. En lok jou weg van God se waarheid en van sy woord. Sê, ag, jy weet wat, daai mense en daai kerk, wat hoor jy? Jy word net altyd gewaarsku en so meer. Jy hoor niks van blessings nie. Wat sê die woord van die Here vir ons? Ons het gelees vanoggend in Deuteronomium 6. Onderhou my gebooie sorgvuldig, dat dit met jou goed kan gaan. Amen. As jy God se gebooie onderhou, sorgvuldig, don't worry, God's gonna look after you. God gaan vir jou sorg. Amen. Want die Here is my provider. Hy is my voorsiener. Hy is die geneesheer. Hy is die ene wat vir jou omgee. Amen. Amen. As jy nie vanmôre tigtiging wil aanvaar nie, maar jy weet, jy aanvaar nie God se tigtiging. Amen. Want die Here sê tigtig diegene wat hy liefhet. Amen. Dis waar. God tigtig die ene wat hom liefhet. Yes. Sodat jy gehoor kan gee en God dien met jou hele hart, siel en wese. Weet jy, dan sal God se seëninge jou oorspoel. Amen. Dan God se vrede oor jou sal wees. Die geestelike seëninge sal jou oorstroom. Tydelike seëning sal God vir jou in oorvloed gee. En jy sal God se naam kan groot maak. Maar ek moet bereid wees, as dit verkeerd is,
om te sê, Here, dankie vir die tugtiging wat U my gee. Here, wees my genadig. Vergewe my. Amen. Here, heilig, reinig my opnuut deur die kosbare bloed. Want die Here is daar om jou voetstappe te rig. Maar as ek nie my voetstappe gerig wil hê nie, het ek 'n probleem. Gaan ek nie gereed wees vir daardie uur wat sal aanbreek nie. God wil hê sy kinders moet gereed wees. Dat jy nie moedeloos moet word nie. Dat jy nie moet gaan sit en moeg gaan sit nie. Want jy weet as jy gaan sit, dan is dit moeiliker om op te staan. Weet ek het hele paar jaar gelede, toe doen ek werk vir iemand. En ek sê vir hom, nee, ek sal maar, ek het die werk die Saterdag, daar so ek het heel dag gewerk. En ek het gewerk en die sweet het gestap. En ek het weer droog geword en die sweet weer, ek was weer sopnat gewees. Seker 3 keer maklik. En hy sê vir my, ja, ek moet hierdie klaar hê. Ek sê vir my, ek sal maandag terugkom, ek sê my nie, moet klaar wees. En ons slim in ons maak klaar. En jy hardloop daai laaste myl. En ek kom 12:30 die môre by die huis. Toe is die werk klaar. Fisies is jy moeg. Jy is moeg. Maar weet, as jy ophou, dan verloor jy momentum. En om te gaan sit en dan weer op te staan is 'n moeilike saak. Kind van God, as jy vanmôre moeg voel, wil ek vir jou sê, moenie ophou nie. Hou aan. Gaan aan. God is daar om jou my weer te dra. Hy is daar. Al voel jy, Here, my 2 oë wil die weer oopmaak. Oop wees. Hulle wil nie toeval, hulle nie oop wees nie. Wees gereed. Jesus kom. Amen. Laat jy nie onkant onkant gevang sal word. Maar laat ek en jy ons lendene om God sal hê met die waarheid van God se woord. Dat ek en jy se lamp aan die brand sal wees, dat daar olie sal wees in die lamp. Dat ek en jy gedurig sal bid en die Here aanroep. Dat ons nie moeg sal word. Want die koms van die Here is baie naby. Amen. Is jy gereed vir môre? Is jy vir môre gereed? Wees eerlik met jouself. Dat is 'n geleentheid. En jy kan sê, Here, hier is ek. Here, wees my genadig. Wees my barmhartig. As jy wil seker maak, is baie plek om te kniel. Om te sê, Here, hier is ek. Here, omstaan my met die goddelike liefde vir jou. Here, ek wil nie agterbly nie. Ek wil saamgaan. Here, laat nie slaap sal wees nie. Maar my lamp sal brand. Here, dat ek nie gevang sal word met 'n onverwagte uur. En dat dan wil aanroep. Daar was 10 maagde gewees, 5 wyses en 5 dwaase maagde. Almal het lampe en olie in lampe gehad. En hulle almal het op 'n stadium in slaap geraak. En daar was 'n geroep gewees.
en te sê, die bruidegom kom. En hulle het gereed gemaak. En die 5 dwaases het nie ekstra olie gehad nie. En hulle vra vir die 5 wyse maagde, wil julle vir ons julle olie gee vir ons nie? Sê ons het net genoeg vir onsself. As 'n geroep, as 'n roepstem, wat roep en sê, maak gereed. Jesus kom. Ek gee vanmôre weer 'n keer die uitnodiging. Hier is baie plek. As jy wil kom kniel, is jy welkom. As jy vanmôre wil sê, Here, wees my genadig, doen dit. Kom saam Jesus is naby. Is jy gereed om saam te gaan? Of gaan jy bly? As jy vanmôre sê, Here, hier is ek wil kniel. As jy daar wil kniel in jou bank, dan kniel jy daar. Dan roep die Here aan. En sê, my God, wees my genadig. Here, wees my barmhartig. Ek gaan bid. En as jy wil kom kniel, as jy welkom. Here, ek wil sê baie dankie. My God vir die genade en die God in die Here, dat U vir ons as mens waarsku, my meester. Dat ons alleen om God moet wees met die waarheid van U woord. Dat ons vanmôre ons lamp aan die brand moet hê, my meester. Here, dat ons sal wees soos die diensknegte wat wag op hulle Heer om tuis te kom. Here, of U kom in die eerste nagwaak, of die tweede, of die derde, of die vierde nagwaak. Here, dat ons elkeen gereed sal wees, my God. Wees barmhartig oor ons as mens. Here, dat ons nie aan die slaap gevind sal word. Here, dat ons nie weggeruk sal word deur die wêreld nie. Maar Here, dat ons in gereedheid sal wees om by U te kan inskerp. Totdat U sal kom, my Vader. Here, dat ons nie ophou om die woord te kan lees nie, my God. Nie ophou om so te bid nie, Here. Here, maar wees genadig oor die mense, Here. En sien raak elkeen. Here, dat U die naprediker van hierdie woord sal wees. Here, dat ons die woord sal ligtelik sal opneem, maar ernstig. Dat U verheerlik sal word in fokus. Here, ek het genade in Jesus Christus naam. Amen.